Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Wat 'n wonderlike voorreg om die waarheid van die woord in ons midde te mag hê. Ons dank die Here vir sy gees wat hy aan ons geskenk het en dat hierdie kosbare waarhede van God se woord deur sy gees aan ons harte verlig word, sodat ons dit kan verstaan, ons dit kan toepas en ook kan uitleef tot sy eer. Ons het gister die voorreg gehad om in sy huis te kon wees. Ons kon gister saam as kinders van die Here gedeel het met mekaar. Ons het die voorreg gehad om die dood van die Here te herdenk en wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met u stil te staan by die besondere gedagte wat ons van vanmôre af vir 'n paar weke gaan hanteer, naamlik verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossing daarvoor. En ek wil vra dat u vir my sal bid en vir die Here ook sal vra dat hy my wysheid sal skenk om hierdie baie, ek wil amper sê, uitdagende saak op 'n praktiese manier te hanteer sodat u kan verstaan wat die Here vir ons dan in sy woord opgeteken het oor hierdie saak. So kom ons doen 'n kort gebed saam en dan kom ons uit by hierdie bepaalde gedagte en ons vertrou die Here om vir ons wysheid te gee. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n nuwe geleentheid om stil te staan by u woord en ook die waarhede wat daarin vir ons opgeteken is. Ons begin vanmôre met die reeksie oor verhoudingsprobleme en ag Here, u alleen weet hoe diep hierdie probleem gewortel is in ons samelewing, in ons huwelike, in die verhouding tussen ouer en kinders. En ag Here, ons bid dat u vir ons wysheid sal gee en insig sal gee in die verstaan hiervan, maar Here ook dat ons 'n gewilligheid sal hê om veranderinge aan te bring waar nodig, om u dan te verheerlik. Ons eer en ons dankie dat ons nou kan vra dat u vir ons wysheid sal skenk en u self sal verheerlik in ons midde. Amen. Nou vriende, as ons die woord van die Here gaan bestudeer, dan kom ons agter dat die Here baie te sê het oor die gedagte van verhoudinge. As ons kyk na gedeeltes soos Efesiërs die 5de hoofstuk, ons dink aan gedeeltes soos Kolossense die 3de hoofstuk, ons dink aan Efesiërs die 6de hoofstuk, dan kom ons agter dat daar verskillende verhoudinge aangespreek word in hierdie gedeeltes. Ons dink maar aan die verhouding tussen die man en die vrou, of dan die huweliksverhouding, soos ons daarvan praat. Ons sien ook, daar word die verhouding tussen ouer en kinders baie duidelik deurgegee. Ons sien die verhouding tussen werkgewer en werknemer word vir ons deurgegee, en moet ons so 'n bietjie in die weke wat kom daaroor praat, want ons beleef 'n ernstige krisis in die tyd waarin ons onsself bevind. U sal met my saamstem as u die koerant lees, as u die TV kyk, as u so 'n bietjie op die media gaan rondkrap, dat dinge nie pleis is in die wêreld en in die verhoudings wat mense met mekaar het nie. Vriende, dis nie net die politici wat nie oor die weg kom met mekaar nie. Ag, maar selfs in die huise kom man en vrou nie oor die weg met mekaar nie. Kinders kom nie oor die weg met hulle ouers nie. Ons sien by die skole, ons sien by die universiteite, ons sien in ons buurtes hoe dit gaan en ons kom agter dat verhoudings val uit mekaar en in die meeste gevalle het dit 'n oorlogsveld geword in plaas van 'n veilige hawe waar mense so ietsie kan beleef van God se liefde, sy genade en sy guns oor ons. En ek dink as ons gaan kyk na die deursnee sanger wat vandag sing, dan sing hulle oor iets wat hulle heeltyd ontwyk, naamlik om aanvaarding en liefde en hierdie dinge wat God vir ons bedoel het in hulle lewens te ervaar. Ek onthou toe ek 'n jong man was daar 'n groep in die naam van Meatloaf wat gesing het, I would do anything for love. Dat is vir my so interessant, vriende, dat juis hierdie mense wat hierdie liedere skryf en dit is op die top 10 en dit is van die gewildste liedere in die wêreld en tog is die mense wat dit sing in 'n gebroke verhouding, in 'n lewe wat uitmekaar uitval, in die 3de, 4de, 5de huwelik, omdat hulle die God van die Bybel nie ken nie, maar heeltyd vrede, blydskap, geluk soek in iets anderste, behalwe in die oplossings wat God in sy woord vir ons wil gee. Ons dink aan ons eie geliefde sanger Guy Korsten en nou kan u seker agterkom hoe oud ek is. Hy het hierdie lied gesing, liefling kan ons nie maar vergeet en vergewe. En ons kom ook agter, vriende, dat hierdie lied so gewild was onder ons Suid-Afrikaners. Hoekom? Want ons is heeltyd besig met konflik en stryd en bekleierery en ons kom nie uit by dit wat die Here vir ons bedoel het in die huwelik moet wees nie. So in hierdie weke wat kom, gaan ek praat oor verskillende verhoudings. Ek gaan praat oor die verhouding tussen die man en vrou, die ouers en die kinders, die werkgewer en die werknemer, en ons gaan bietjie kyk wat die Here vir ons dan ook uit sy woord wil kom leer. Die vraag wat ons vanmôre moet beantwoord is, waar kom hierdie konflik, stryd en pyn vandaan, wat ons beleef, nie net in ons huweliksverhouding nie, maar oor die algemeen in verhoudings met mense oor die aarde.
En ag vriende, ek dink die antwoord is baie duidelik daar in Genesis die eerste hoofstuk. U sal onthou dat die Here ons geskaap het na sy beeld en na sy gelykenis. Die Bybel sê vir ons dat hy die man geskaap het, hy die vrou geskape. Die Here gee die opdrag aan die man dat hy die diere name moet gee, dat hy die aarde moet bewerk en bewaak, en toe skape die Here ook die vrou. En die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in Genesis 1 vers 27 en 28. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En ag is besonder dat die Here ook vir hulle 'n blyplek gegee het. Want in Genesis 2 vers 15 lees ons, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En hulle was albei naak, die man en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. So ons sien dat God die mens geskaap het in totale onskuld, in harmonie, in eenheid, in vrede, en hy het hulle geplaas in die paradys of in die tuin van Eden. En ag vriende, ons sien hoe hierdie man en vrou dan saam geleef het in harmonie met God en dat hulle nie geweet het wat dit is om te argumenteer met mekaar of stryd, probleme en hierdie verwydering in hulle verhouding te ervaar nie. En toe gebeur daar iets en dis waar die probleem begin het. En u moet vanmôre dit tog hoor, want u sien ons soek die oplossing vir ons probleme op baie plekke en ons luister na baie mense terwyl ons nie wil luister na ons Skepper wat die probleem in die Bybel vir ons opgeteken het nie. Want wat gebeur? Die Bybel sê vir ons in Genesis 3, onthou die Here skape, die man en vrou, hy plaas hulle in die tuin van Eden, daar is harmonie, daar is eenheid, daar is vrede. En nou lees ons in Genesis 3 vers 1 wat die Bybel vir ons leer. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. So wat gebeur? Die duiwel kom en hy verlei vir Eva. En hy sê vir Eva, luister man, God wil hê dat jy van hierdie vrug nie moet eet nie, want hy weet die oomblik as jy hierdie vrug eet, sal jy soos hy wees. Met ander woorde, hy wil vir Eva sê, moenie tevrede wees met God se standaard nie. Daar is 'n beter standaard, daar's iets beter buite die Here en buite sy opdragte en buite sy woord. Die Bybel sê nadat die duiwel Eva mislei het, sien die vrou dat die boom goed was om te eet. En sy eet en sy gee aan haar man en hy eet. En die Bybel sê vir ons, hulle oë gaan oop en hulle kom agter dat hulle naak is en ewe skielik kom daar skaamte, kom daar verwydering. Nie net tussen hulle en God nie, maar ook tussen mekaar. U sal onthou vriende, dat in Genesis 3 hierdie hartseer ding gebeur het. En as ons net 'n hoofstuk verder lees, dan sien ons hoe die eerste twee broers in vyandskap geleef het en hoe Kain dan vir Abel doodgemaak het. Soos u wil weet waar die probleme in verhoudings kom, moenie ver soek nie. Moenie luister na al die sielkundiges en na al die mense wat vir jou idees wil gee, die filosowe wat hulle gedagtes vir ons wil gee nie. Gaan terug na die woord van God en na die oorsprong van die mens en na die skepping van die mens en na die ongehoorsaamheid van die mens en u gaan gou agterkom waar die probleem lê. Die probleem lê in ons ongehoorsaamheid aan die Here God wat ons geskaap het. Vriende, in hierdie eerste 3 hoofstukke van die Bybel vind ons God se opdrag aan die mens, ons vind die ongehoorsaamheid van die mens aan God, ons vind die gevolge van hierdie ongehoorsaamheid wat tot vandag toe op ons 'n effek het. En ons het nodig om nou na die Bybel te gaan om die oplossing daarvoor te kry. En ons gaan so in die dae wat kom bietjie daaroor gesels, ons gaan bietjie daaroor praat. En dis die gebed van my hart dat die Here vir ons wysheid sal gee daarin. Want u sien die Here gee vir ons kosbare oplossings, want hy sê vir ons daar in Efesiërs 5 vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Die Here kom na die mans en die Here sê vir die mans, so moet die mans hulle eie vroue lief hê, soos hulle eie liggame. Ons dink aan wat die Here vir die kinders sê. Die Here sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.
Efesiërs 6 vers 5, diensknegte wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering en opregtheid van hart soos aan Christus. U sien, elke verhoudingsprobleem word aangespreek deur die Here vanuit sy woord en daarom gaan ons in die weke wat kom stil staan by die verskillende verhoudinge, die oplossing wat die Here gee vir hierdie sondeprobleem wat verhoudings kom breek het en ons in hierdie situasie laat beland het wat ons onsself in bevind. Mag die Here ons wysheid gee in die verstaan van sy woord en mag ons dan ook vrede vind in ons verhoudings deur dit wat die Here vir ons leer uit sy woord en ons gehoorsaamheid ook daaraan. Mag die Here u ryklik seën, mooi en 'n geseënde dag vir u verder. Tada.